Welkom by Jaco Kwadraat, die potgooi waar ons oor finansies praat en die finansies, Jaco, wat ons elke dag raak. Ja, prof, ons word elke dag amper oordonder met finansiële besluite, een rekening op die ander en elke keer, mens wonder net baie keer daaroor, is daar nie 'n beter manier nie, waar gaan al my geld heen? En vandag is een van daai onderwerpe. Jaco, ja, want ons is albei geseën met meer as een kind, party meer as ander. Ek moet nou my woorde baie mooi kies oor geseënd, prof, want geseënd is definitief 'n seëning, maar as dit uit 'n finansiële oogpunt uitkom, weet ek nie of dit die beste besluit is nie, maar dalk later. Ja, Jaco, hoe moet jou kinders nou voel? Prof, ek sê mos uit 'n finansiële oogpunt uit. Ek sal vir julle reël vir 'n gesprek as julle met iemand moet gaan praat na vandag se episode. Sal jy vir my ook reël, prof? Ek weet of ons met iets aan jou kan doen nie. Maar in elk geval, ons praat vandag oor een van die groot uitgawes as jy kinders het, skoolgelde. En Jaco, ons weet ook dat skoolgeld hier in Potchefstroom waar ons is omtrent dubbel wat die laerskole ons kos. So ons het besluit, kom ons tackle hierdie skoolgeld eerste. Ja, prof, ek moet dalk net vir die kykers sê wat wel belangrik is, in Potchefstroom ten spyte daarvan dat skoolgeld dubbel laerskoolsin is, dink ek dis waarskynlik nog heel wat goedkoper as meeste ander plekke. So ons is uit daai oogpunt uit redelik gelukkig, maar tog, ek dink baie van die kykers wonder, wat gebeur met my skoolgeld? Waar gaan al daai geld heen? Ek dink baie keer, mense hoor mos maar die gesprekke so langs braaivleisvure in die sportgronde en sê, ja, daai ouens weet nie wat hulle doen nie, of hulle mors hom lekker geld. So kom ons vind uit, word die geld gemors of waarop word dit spandeer? Ja, en ons gaan 'n bietjie 'n paar moeilike vrae vra vir twee van die hoërskoolhoofde hier in Potchefstroom. Goeiedag, dis altyd dag. Goeiedag en baie welkom by ons podcast en vandag gesels ons skoolgeld. En Jaco, dis vir my baie lekker om twee skoolhoofde van Potchefstroom hier saam met ons in die ateljee te hê. Morney Smit van Hoërskool Ferdinand Posma en PW van Aswegen van die Hoër Volksskool Potchefstroom. Ek wil net noem, ons het ook die waarnemende hoof van die Hoërskool Gimnasium genooi, maar hulle kon dit ongelukkig nou nie maak vir vandag nie. Maar ja, ons is bly dat julle twee manne hier is en hooplik gaan julle vir ons kykers, ons luisteraars 'n bietjie kan agtergrond gee oor skoolgeld en hoe dit werk en dat ons as normale mense, as ouers dit bietjie beter kan verstaan. Prof, ek dink net voor ons begin moet ons dalk net 'n vrywaring of 'n disclaimer soos die Engelsman daar stel, want ek en jy is albei betrokke gewees by skole se finansies. Ek is op die BL van Mooirivier, Laerskool Mooirivier, so ek het so 'n bietjie, kom ons sê, binnekennis daar, en jy was op die BL van Hoër Volksskool, wat jy ook so 'n bietjie gesien het hoe werk die binnekant van die finansies. En ek dink dis belangrik vir die luisteraars en om te weet dat hoe hierdie fondse bestuur word, hoe word daar besluit oor wat is skoolgeld, waarvoor word die skoolgeld aangewend. Ek dink baie keer dink mense, dit gaan sommer maar net lekker by 'n skool en die ouens doen wat hulle wil, en dis eintlik glad nie die geval nie. My ervaring is, sente word 2 of 3 keer omgedraai, daar word mooi gedink oor alles. So ek dink dis hoekom ons die kenners hier in die ateljee, die ouens wat op die ou end eintlik maar pa staan vir alles. So prof, gaan ons ernstig begin. Ja, ek dink kom ons gee eers vir Morney en PW kans om hulle self daarom net voor te stel. So ietsie oor julle self te sê. Ek dink dis ook altyd goed om te weet wie die mens agter die skoolhoof is, en dan gaan ons wegspring met ons moeilike vrae rondom die skole en die skole se finansies. Dis hy. Dankie prof. Ja, ek is Morney Smit, die hoof van Hoërskool Ferdinand Posma in Potchefstroom, maar ek is nou al 'n hele paar jaar in Potchefstroom wat ek met onderwys betrokke is. Ek was voor dit by die Hoër Volksskool Potchefstroom ook gewees. So, en dit is maar regtig lekker om vandag hier te kan wees, om saam met julle te kan gesels oor 'n saak soos finansies. Want dis nogal iets wat gesien het oor die jare met jou onderwys, dat dit kan nogal redelik impakteer op verskillende
terreine en hoe mens die onderwys wat se dienste jy kan bied, hoe jy met die kinders kan werk, wat jou skool kan maak vorentoe beweeg of agtertoe beweeg. So en ek dink ek het al redelik ervaring rondom dit. En ek was ruk ook by koshuise lank gewees daarso wat ons die koshuisbegroting daar baie goed moes bestuur het. So ja, en dan uit en uit onderwysman met 'n onderwyshart. So en ek dink dit is ook die rede hoekom ons dan anders te kyk na skoolfinansies. Jy weet voordat jy net dood eenvoudig net geld op die begroting gaan spandeer. Ja, prof, baie dankie. My naam is PW van Aswegen. Ek is die skoolloof by Hoër Volksskool Potchefstroom. Ek sal nie sê nuut aangestel nie, maar ek het Januarie maand begin. Klink vir my redelik nie. Ek is redelik verby nuut, ja. So Maar Morney, ekskuus, jy's nou dis jy's 'n jaar en 'n half nou by. Ja, so 'n jaar en 'n half. Ja, jy's laas jaar Januarie begin by Ferries. Ja. So ek kom glad nie uit 'n onderwys agtergrond uit nie. Ek kom uit 'n finansiële bestuurs agtergrond uit. So ek het so vir 8 jaar eers in die finansiële sektor gewerk. Ek was 'n rekenmeester gewees. O, ja. So ons is nou 3 rekenmeesters hier op die tafel, die arme luisteraars. Dis hoekom ons nie grappies mag vertel nie, want niemand gaan dit vat. Maar jy's 'n wiskundige om dit so 'n bietjie te breek, maar ek weet nie of dit meer opwindend is as rekeningkunde nie. Ekskuus PW. So nee, dis doodreg Jaco. So ek kom uit 'n finansies agtergrond uit en ek het 2009 het ek begin skool gee en ek is nou al dis nou my 6de jaar wat ek skoolloof is. Ek was eers by 'n plattelandse gekombineerde skool, ook met 'n koshuis was ek skoolloof gewees van 2000 af en ja, ek dink finansies soos wat Morne nou reg gesê het is dit kan 'n groot impak op 'n skool hê. Ek dink die hele skoolomgewing het in die laaste 15 jaar totaal en al verander. Jy kan nie 'n skool bestuur soos wat jy gewone skool bestuur het vroeër jare nie. 'n Skool moet absoluut as 'n besigheid bestuur word en dan die produk wat jy lewer is die gehalte van jou en die gehalte en die kwaliteit van jou onderwys en die geleenthede wat jy gee vir jou leerders. En dit is ongelukkig en gelukkig is dit so. Ek sê nie altyd dat finansies of geld dan monetêre waarde geleenthede koop nie, maar as jy blootstelling wil gee vir leerders, ek vat nou 'n voorbeeld, as ons op 'n dag moet gaan rugby speel, byvoorbeeld in Tzaneen teen Marenski en nou ou vat 3 busse soontoe, 4 busse soontoe, dan kos dit die skool R120,000. Wat uit die skool se begroting uitkom. So net in agtergrond dis wat ek op hierdie stadium wil sê. Dankie vir die voorreg dat ons hier kan wees. Ja. En dankie dat ons kan 'n bietjie van onsself kan deel. En as ons dan vir iemand goeie raad kan gee uit ons ondervinding uit, dan is dit goed. En as iemand vir ons dalk goeie raad kan gee, dan is dit ook goed. So ons sien baie uit na die podcast. Daar's hy, baie dankie. En ek is seker Jaco hy's 'n baie beskeie persoon, so hy sal sy raad met vreugde uitdeel, definitief. Dankie Jaco. Ja, jy weet nie altyd of dit goeie raad is nie. Nou ja, kom ons begin by met eers so bietjie weg van die finansies af dalk. Die Bella-wet of die SASSA Schools Amendment Act en die regulasies wat nou afgekondig het. Hoe sien julle dit en die impak wat dit moontlik kan hê op julle onderskeie skole? Wel, as ek moet sê is prof, ek dink nie noodwendig dat ons soos wat eintlik in die media uitgemaak is, dat ons rondom die gewysigde skolewet noodwendig sleg is, né? Ek dink daar's heelwat goed in die gewysigde skolewet wat ek dink wat baie goed is en wat ek regtig sê skole moet verwelkom. Ek dink vir al die deel rondom finansies, voel dit maar is baie meer gerig eintlik om deursigtigheid te bevorder, wil ek sê as mens gaan kyk na die wetgewings wat byvoorbeeld rondom dit is. En ek dink net op die einde van die dag, dit is maar met enige iets wat nuut is, beteken dit moet ons op ons tone hou. Dit beteken ons moet kyk na moontlike uitdagings wat uit die gewysigde wetgewing bijvoorbeeld na vore kan kom. En hoe kan mens dit op die einde van die dag, hoe kan mens dit bestuur? Maar ek dink baie belangrik, hoe kan ons proaktief kan mens byvoorbeeld gaan optree? En ek dink as mens ook gaan vir mekaar moet sê rondom die gewysigde wet, moet ons sê
dat redelik baie van die dinge in daardie wetgewing soos al redelik voorheen in howe getoets. So daar was al hofuitspraak as we kyk byvoorbeeld na die Pakisa saak, na die Herovinia saak waar daar byvoorbeeld was. So dis ons hofuitsprake wat reeds gelewer is. So was nie regtig iets niets nie, maar ek dink dit is net eintlik nou baie meer net jy weet eintlik ek dink net beter verwoord. Kom ons stel dit so in die skolewet en ek dink om dit baie duideliker te kan maak. En dan iets waaroor ek byvoorbeeld vanoggend met my personeel gepraat het, is byvoorbeeld as ons kyk byvoorbeeld na lyfstraf en ek dink PW sou so saamstem is dat baie mense het altyd lyfstraf net gesien as 'n fisiese aktiwiteit wat plaasvind, maar hy is eintlik nou so wyd omskryf op die einde van die dag. Jy weet want daar is dalk onderwysers aan buitekant wat nog altyd kon ons bereik het, jy weet om 'n kind te kan, jy weet verkleineer, jy weet of jy weet daai te begoedjies. En ek dink net dit gee vir jou 'n beter raamwerk waarbinne mense kan beweeg en wat ook dan onderwysers eintlik kan, jy weet veiliger is. So ek dink nie daar is te veel ek wil sê daar's definitief nie meer nadele as wat daar eintlik hoe kan mense sê voordele is, jy weet rondom die wet. So dit is nou net as ek dit kan sê, jy weet ek dink in die algemeen. Ek kan dalk nou maar net sê en dis beperkte ondervinding. Ons het nou die dag die departement so sessie aangebied oor die finansies en ek moet sê ek het nou nie baie te doen met die departement nie. Ek dink is 'n uitdaging baie keer vir julle. Dit was 'n interessante sessie. Ek het gedog dit gaan 'n uur of 2 ure wees. Dit was 'n 4 ure sessie. En dit was net oor die finansies gedeelte. En die deel wat ek daar uitgekry het is presies net daar sekere goed wat hulle wil eintlik net goed meer deursigtig maak. Dis die gevoel wat ek kry. Want daar is baie ruimte om die finansies van skole te misbruik. En ek dink dit gebeur by baie skole. En ek dink baie van die goed hoe ek dit ervaar is juis net om dit eintlik net meer te bestuur. Partykeer ek dink veroorsaak dit baie uitdagings vir 'n skool om dit te doen soos hulle dit wil hê, maar ek kan verstaan waar dit vandaan kom. Of die manier is altyd, mens kan altyd seker daar praat, maar ek dink as mens kan verstaan hoekom mense goed doen, dan maak dit so 'n bietjie makliker partykeer. Ekskuus PW, jou siening. Ja, Jaco, dankie. Ek stem 100% saam met Morney. Ek dink as jy in die essensie gaan kyk wat die SA skolewet probeer doen, is dit vergemaklik of dit gee rigiede riglyne hoe om skole te beheer en te bestuur. Onthou, finansies in 'n skool is nie die skoolhoof of die beheerliggaam se geld nie. Dit is fisies die ouers se geld. So jy werk eintlik met iemand anders se geld en as 'n ou nou maar gaan kyk, die hele Bella wetgewing het 'n groot voorloop gehad. Ek bedoel 'n hele paar jare terug hoef jy nie eers te gefika het nie vir besighede. So hier is maar eintlik as 'n ou net in finansies gaan kyk, is maar net eintlik om die skole te fika, om hulle die reg te gee om sekere goed te doen en dan om sekere stelsels en maatreëls in plek te sit. Almal ek wil nie sê almal sukkel met bedrog of sulke tipe goed nie, maar daar is altyd risiko verbonde wanneer jy met geld werk en veral as dit met ander mense se geld is. So stem 100% saam met Morney om deursigtigheid te bevorder en dan ook rekenaarskap of eienaarskap te neem van die fondse wat aan jou toegeken word. Dit in op sigself daar's ook groot risiko's aan dit verbonde. So alles in die Bella wetgewing is nie sleg nie. Daar's byvoorbeeld baie geleenthede waar skole nou fondsinsamelings kon hou waar hulle nie voorheen fondsinsamelings kon hou nie. Dis 'n ongelooflike goeie geleentheid. Daar's byvoorbeeld onder sekere omstandighede, daar's byvoorbeeld nou rekenaarskap of eienaarskap wat teruggegee word aan die ouer om te sorg dat leerders wel skool bywoon, daai leerders wat van 'n skoolgaande ouderdom is, en dan eienaarskap te gee aan die onderwysers. Onthou, ons hoofdoelwit is om in die beste belang van elke leerder op te tree. So en ek dink om meer verantwoordbaarheid te gee aan onderwysers en dan ook die eienaarskap en die accountability, as ek dit so kan sê in Engels, te gee aan onderwysers is 'n ongelooflike goeie ding. Natuurlik gaan daar goeie kontroles moet wees wat uitgevoer word rondom hierdie aksies, maar daardie gedeeltes hang van die beheer en die bestuur van die skool af. Ja, baie dankie. Ek dink dis altyd dit is my goed, Jaco, dat ons
die balans ook in hierdie gesprek hê, want ek sê altyd vir my studente, elke muntstuk het twee kante. En soos Morney reg gesê het, in die media lees ons baie keer al die negatiewe goed, maar ja, as 'n mens na van die regulasies kyk, dan stem ek saam met julle, daar's heelwat positiewe en opbouende goed wat ook daarin is, en 'n mens moet dit ook in daardie lig sien. Nou Morney, die volgende vraag wil ek eers aan jou stel, sienend dat jy nou al bietjie langer in Potch is. Nou ek en Jaco het al baie daaroor gepraat en ek het met baie ander ouers al gepraat. Ons is in Potchefstroom en ek dink waarskynlik in die omgewing, die dorpe soos Klerksdorp en Rustenburg, regtig bevoorreg om 'n keuse van topskole te hê. Ek sê altyd my kind kan gaan na die hoër of die laerskool toe waar hy gaan tuis voel, want ek het soveel opsies. Is daar, wat sou jy sê is die voor- en die nadele daaraan om soveel topskole in een dorp te hê? Is daar plek vir soveel skole? En dit is nou 'n baie gelaaide vraag. Ek bietjie terug by van die negatiewe goed in die Bella-wet. Wat beteken dit vir die toekoms van Afrikaanse skole? Eintlik is daar plek vir soveel top Afrikaanse skole in een dorp? So Prof Jaco, as ek vir jou kan sê, jy sê dit met 'n reg. Ek dink as mens in Potchefstroom is jy bevoorreg. Jy het regtig 'n ongelooflike keuse van, soos jy nou gesê het, Afrikaanse skole waaruit mens kan kies. Ek het dit by my vorige skool gesê en ek sê dit nog steeds, dat as jy as 'n ouer jou kom sien, jy weet 'n ouer wil graag jy weet 'n kind inskryf in 'n skool. As jy gaan kyk byvoorbeeld na al die skole met Afrikaanse komponente wat byvoorbeeld is in Potchefstroom, is dat daar is geen skool wat jy byvoorbeeld kan sê is swakker as 'n ander skool nie. Jy moet regtig gaan kyk by watter skool voel jy, maar weet jy wat, hierdie is nou eintlik 'n skool wat vir my soos 'n familie gaan wees, iets waar ek gaan tuis voel. Dis soos klomp karre, né? Jy weet soos jy kan met 5 verskillende karre sit, jy weet almal is ewe funksioneel, almal is ewe vinnig, jy weet, maar jy het tog jou voorkeur, jy weet, nou wat se kar jy wil gaan kyk. Ek dink die absolute voordeel daarvan is, kom ons begin eers by die voordeel, is dat ek dink ons hou mekaar op mekaar se tone. Ek moet vir jou sê, as ek moet dink aan sekere dorpe, waar daar eens op stadium presterende skole was, wat nou begin het om minder presterende skole te word, en wat nou begin het om eintlik disfunksionele skole te word, kan jy agterkom is omdat daar eenvoudig net nie meer die kompetisie op die dorp was, né? So dis altyd goed, ek dink, as daar 2 of 3 skole op mekaar se voorstoepe is, wat jou bietjie op jou tone kan hou, wat kan seker maak, maar weet jy wat, kom ons maak seker byvoorbeeld ons standaarde gaan, hè. Ek dink as ons kan sê in Potchefstroom, as ek 'n paar voorbeelde kan noem, ek dink almal sien altyd vreeslik uit na die Volkie Gimmie naweek. So wat doen dit? Die kinders weet dat dit is 'n naweek waar die gemeenskap bymekaar gaan kom. So wat beteken dat die kinders wil seker maak tydens daardie naweek dat hulle byvoorbeeld sport op 'n baie hoë vlak kan lewer en op 'n baie hoë vlak kan deelneem. En die afrigters wil seker maak dat die spelers op daardie vlak afgerig is en gekondisioneer is. So as daar byvoorbeeld nie iets soos dit was nie, sy skole byvoorbeeld gesê, maar weet jy wat, ek dink ons hoef nie deel te neem. Verstaan, ek dink ons hoef regtig die kinders jy weet te ontwikkel jy weet op 'n sekere vlak, né? As ek gaan kyk byvoorbeeld in terme van akademie, verstaan, so ons by VAD is nogal redelik, ons wil nie ons akademiese voorsprong weggee nie. Dat was nogal baie interessant, jy weet, insette vanuit die gemeenskap, maar as jy vat byvoorbeeld onlangs, toe die SOS skole, hulle top 20 skole in Suid-Afrika aangewys het, Verdies en Gimmies, altyd in dieselfde dorp. Een is 14 en een is 16, waar gebeur dit in ander dorpe? En die rede kom dit gebeur het, is juis, omdat ek dink ons mekaar die hele tyd op mekaar se tone wou. So een skool wil nie regtig afsteek teen 'n ander skool, maar die belangrikste is, ek dink net op die einde van die dag, dit moet nooit ten koste van kinders wees, né? Dit wat jy in jou skool bied, moet regtig wees om die kind te kan ophef, om die kind te kan ontwikkel. En ek dink regtig as mens bietjie kompeterend is, dan maak dit dat mens byvoorbeeld kyk na innoverende metodes, jy weet, kreatiewe goedjies, jy weet wat nie noodwendig daar sou gewees het as die kompetisiefaktor dalk, die gesonde kompetisiefaktor noodwendig daar was, né? Die nadeel is presies nou eintlik weer dieselfde voordele kan weer tot dieselfde nadele lei. Want as ons byvoorbeeld sê ons as skole wil die hele tyd kompeterend bly en ons as skole wil seker maak ons bied regtig gehate onderwys en opleiding en afrigting, dan moet jy onthou ons
steun eintlik baie swaar op ons menslike hulpbron. Ons steun baie swaar op ons afrigters, op ons personeel. En ek dink iemand het nou my gevra, hoekom is dit so dat onderwysers deesdae voel hulle brand vinniger uit as wat byvoorbeeld 10 of 15 jaar terug gelede sou gevoel het. Ek dink as mens gaan kyk na 10 of 15 jaar terug, of selfs 20 jaar, as mens kan gaan vat, was daar voedingsareas en jy het maar na die skool toe gaan wat in jou voedingsarea was. So skool het nie nodig gehad om teen mekaar te kon kompeteer nie. Jy het nie nodig gehad om al hierdie oop dae bemarkingsdata gehad het nie. Jy het nie nodig gehad om al cricket in die eerste seisoen te begin speel om jou cricket byvoorbeeld volhoubaar te kan maak. Nie? Jy weet, of jy het nie nodig gehad dat kinders byvoorbeeld dag en nag moet studeer om akademies hoog te kan hou nie. So ek dink op die einde van die dag die kompetisie is goed, maar ons moet ook mekaar sê dit kan tot voordeel wees van die gemeenskap, maar op die einde van die dag voel dit vir my as dit kom om die kompetisie te kan volhou, die gesonde kompetisie te kan volhou, moet ons weet op die einde van die dag ons gaan baie swaar steun op ons menslike hulpbron en dit kan nog op 'n partykeer maak dat onderwysers op die einde van die dag baie meer buite kan die klaskamers is wat dit dan eintlik binne kan die klaskamers is. Definitief, ek moet sê, juis met die Gimmivolkie naweek, was dit vir my eintlik, daar was so lekker gees in die dorp gewees. Ek onthou, ek met my kind se rugbywedstryd gaan kyk en ons het omtrent 15 minute gestap. So, daar was net die parkering naby nie en ek dink dit is goed absoluut vir 'n gemeenskap. So PW, jy's nou 6 maande in Potchefstroom en het hierdie, ek wil amper sê, kompetisie dalk nou eerstens al ervaar. Jou kommentaar of gedagtes hieroor? Ja, prof, weer eens, ek dink uit my oogpunt uit 'n besigheidsoogpunt uit, wil ek sê, as daar nie goeie kompetisie tussen die skole is nie, dan die heel eerste ding wat gaan val is jou besighede in die dorp. So jou ekonomiese groei binne in die dorp en binne in die gemeenskap gaan van so aard word dat dit heeltemal dormant gaan word. Want onthou, waantoe vat jy jou voertuig om gediens te word? Daar waar jou kind in die skool is. Waar gaan koop jy jou voertuig se kar, se bande? Daar waar jou kind in die skool is. En dis eintlik 'n simbiotiese proses waar die gemeenskap en die besighede die skole ondersteun om uitnemend teen mekaar te kompeteer. Die groot positiewe ding daarvan is as ons mekaar help. Ek is 'n ongelooflike groot voorstander vir moedertaalonderrig. Ons almal weet Afrikaans vier vanjaar sy 100ste verjaarsdag ook. En ek is 'n baie groot voorstander vir moedertaalonderrig want ek voel daar is 'n plek vir dit in skole, in universiteite, in ons land en in ons kultuur. So wanneer Afrikaanse skole en skole teen mekaar mededing en dit word uitnemend gedoen, daar is nie venynige kompetisie of skole wat mekaar se leerders by hulle afrokkel nie, dan glo ek, dan kan daar 'n simbiotiese proses wees of 'n samewerkingsooreenkoms wees. Want op die ouene van die dag, soos wat julle tereg gesê het, Potchefstroom is, jy kan enige skool kies vir jou kind en daar gaan regtig waar moeite gedoen word. En op die ouene van die dag is ons almal interafhanklik van mekaar. Elkeen het sy uniekheid, elkeen het sy eie spesiale behoeftes en elkeen ontwikkel sy leerders op 'n spesiale manier. Ek dink wat die uitdaging is vir skole is om daardie spesifieke nismark te kry waar jy jou kinders kan of die leerders kan afrond en waar jy hulle fisies kan groot maak vir die samelewing daar buite. My grootste droom by volksskole is dat ons kinders en leerders sal gereed kry vir die samelewing daar buitekant. As 'n ou gaan kyk byvoorbeeld na die behoefte en die tekort aan sekere werkspesifikasies of werke in Suid-Afrika, dan moet ons daai behoefte kan aanspreek. As ons dit nie kan regkry nie, dan moet ons mense kan inkry wat ons kan help en vir ons kan sê, luister, so dit is hoe ons dit gaan aanspreek en dit is wat ons gaan doen. So ek dink ons is regtig waar goed op dreef daarna en ek glo ook so die ander skole in die dorp. Elkeen het sy eie spesifieke nismark. So stem saam op, jy kan enige skool gaan kies. Iemand het nydag vir my gesê, jy weet,
daar is geen voertuig wat so sleg ry soos die een wat jy nie wil hê nie. Ja. So as jy na 'n skool gaan kyk en jy pas in daai skool se kultuur en sy struktuur en die waardesisteem, ek glo in 'n absolute goeie waardesisteem, want dit is deel van burgerskap wat ons ingeburger wil hê by volksskoolleerders. As ons dit kan regkry om vir daardie leerders 'n goeie waardesisteem te gee en dan hulle toe te rus om toekomsgerig 'n verskil te maak as wetsgehoorsame burgers van Suid-Afrika, dan het ons die pot aan die kook. Ek het so al 'n opvolgvraag hierso. Jy's oor Afrikaanse skole. Ek dink ek het ergens gehoor daar's nog 6 of 7 Afrikaanse skole in die Noordwes provinsie, waarvan 2 in Potchefstroom, 2 in Klerksdorp en dan dink 2 in Rustenburg. So ek weet nie of dit 6 of 7 is nie, maar en Pretoria, ek vat Pretoria is amper die groot, kom ons noem maar die Afrikaanse Mekka van Suid-Afrika. Johannesburg dink ek is nie so groot nie. En daarso is plek in skole 'n groot probleem. Mense kom van eintlik sê maar reg oor die land, maar verskies die noorde van die land soontoe. Hoeveel kom ons noem dit kinders buite Potch kom na skole toe en ek dink waar ek eintlik wil by uitkom is kyk, ek het gesien ons sal nou praat oor ander bronne van inkomste, maar as ons skoolfonds kyk na is die enkele item wat die grootste impak het op skoolgeld is aantal leerders. As jou skool kan vol wees, as jy ewe skielik 100 leerders het, ek meen jou hulpbronne word nie soveel meer nie, maar jou inkomste word baie meer. Hoeveel kinders trek ons van buite en dink julle daar's dit voel vir my ons staan op die punt om te sê ewe skielik gaan daar 'n vloei van kinders wees na ons skole toe, want daar's nie plek in die stad nie. En die platteland, daar is nie meer Afrikaanse skole nie en ons skole doen goed. Gaan daar iets gebeur dit alreeds? Mis ek iets? Definitief. Jaco, ja, net om by jou aan te las, toe ek in die Vrystaat onderwysstelsel was, het 'n persoon wat nou lankal in die onderwys is, het my eendag vertel, hy's 'n eindeksamen merker, hoofnasiener. So hy het van 1994 af, was hy, 1992 was hy 'n nasiener gewees, en hy het Afrikaans vraestel 3 nagesien. So, hy het vir my vertel, in 1992 was daar so, het hulle tussen 13 en 15.000 Afrikaanse vraestelle 'n jaar gemerk. En in 2019, toe merk hulle 3.450 in die hele Vrystaat. So, dit gee vir jou aanduiding dat daar letterlik ontvolking van die platteland is. Jy kan maar gaan kyk na klein dorpies waar daar nie meer standvastige skole is nie. Die dorpies het heeltemal vervalle. As ek nou Afrikaans spesifiek praat, van Afrikaans. In Potchefstroom dink ek definitief daar's geleentheid vir daardie, maar ek wil weer by my vorige stelling aansluit om te sê dat daardie nismark wat jou skool bedien, die tipe leerder moet akkommodeer en huisves en weliswaar groot maak vir sy naskoolse loopbaan, het sy dit in watter beroep ook al dit mag wees. So ek dink definitief daar's 'n groot behoefte daaraan. As jy gaan kyk, ek dink 'n groot skool in Pretoria, ek weet nou nie of ek die naam mag noem nie, maar hulle is op tot 835 met 536 graad 8 leerders. Ja. Jy weet net vir graad 8. Dis omtrent ja, Dit is nog wel ek dink wat ek ook die laaste tyd redelik nogal gesien het, is hierdie interstedelike semi-migrasie wat eintlik plaasvind in terme van skole. As ek bijvoorbeeld nou vat, soos ons bijvoorbeeld in 1 maand omtrent 600 aansoeke gekry. Ek kan net 100 graad 8 se volgende jaar plaas. So al klaar is daar 500 ouens wat jy nie kan plaas, né? Waarvan omtrent 50% van daai leerders is buitekant ons grense. Dit is van, jy weet, omliggende dorpe. En ek dink wat PW nou hierso gesê het is baie belangrik en ek dink dit is weer eens wat ek wil sê is byvoorbeeld wat ek dink wat Potchefstroom so uniek maak is dat as ek bijvoorbeeld wat by ons skool, ons nismark is, ons het ons SEF-program. So ons het rarig kinders wat belangstel en sê maar weet jy wat ons wil graag in die science, engineering, technology en afgaan.
wat vir my nogal 'n warm hart gee is om te kan sien byvoorbeeld Volkies met hulle landbou wat hulle uitbou, wat in die programme wat hulle rondom dit wil doen. Wat beteken, hoe kan ek weer sê, jy gaan weer 'n ander tipe kind kry, wat sê maar, weet jy wat gaan sê maar, weet jy, in die platteland is dan op my geleenthede nie, so ek wil gaan vir die landbouprogramme, jy weet, soos en dan het die skole ook koshuise, jy weet, om dit te kan, jy weet, akkommodeer. So ek dink, wat goed is, dat ons skole het ons nismarke, en op die einde van die dag, ons moet letterlik die gemeenskap bedien volgens ons nismarke. Daar's niks so slegs as 'n kind wat graag in 'n skool wil inkom, want dit is sy of haar droom, is om dalk deel te wees van 'n SEF-program, of om deel te wees van landbou. En ons kies ander kinders, bo daardie kinders se droom, wat nie noodwendig gaan inkoop op die landbou, of op die SEF, jy weet, of enige iets, nee. So, Ja, ek dink, Jaco, ons het dit by die universiteit ook gesien, dat die oorgrote meerderheid van Noordwes Universiteit se studente kom nie van die Noordwes provinsie af nie. En dit maak vir my net sin dat ons waarskynlik daai tendens al meer en meer ook gaan sien binne in ons skole, en dit maak dit soveel te meer belangrik dat ons hierdie skole oppas en in stand hou, want soos PW reg gesê het, dit gaan baie doen vir die ekonomie van die dorpe. Ek dink nie veel aangegaan in Potchefstroom dit nie was vir die universiteit nie, as ek nou moet dood eerlik wees. Ja, ek wil gou sommer so klip in die bos vraag vra. Dis nou 'n gevaarlike vraag en julle kan maar antwoord as julle wil. Julle altyd praat van nismarkte. Jy het nou spesifiek die SEF-program by Verdies en die landbou by Volksskool. Word daar ooit onder die skoolhoofde dit bespreek om te sê, yes ouens, ons gaan hierop fokus. Amper, kom ons noem dit 'n gentleman's agreement om te sê, maar ons wil nie met julle kompeteer op daai, ons probeer sports uitbou, dis wat ons hier sê, ons soek gesonde kompetisie, daar's niks fout met kompetisie, maar jy wil nie begin ouens afrokkel, ek dink jy het nou in die begin ook gepraat van, jy wil nie ouens afrokkel by 'n ander skool nie. Is daar sulke gesprekke onder skoolhoofde, of gebeur dit maar net so? Ek dink nie, as mekaar moet sê, ek dink nie daar's fisiese gesprekke wat rondom 'n tafel enigstens wat rondom dit plaasvind nie, maar ek wil teruggaan om te sê, wat PW in die begin ook gesê het, vir ons gaan dit absoluut oor wat is die beste belange van die kind. En ek dink net, as ek nou byvoorbeeld, ek sal by Verdies nie 'n landbouprogram toelaat nie, want ek voel net, daar is reeds 'n skool wat dit het, daar is reeds 'n skool wat daardie opsie en daardie geleenthede vir die kinders bied, om dit byvoorbeeld te kan, hoe kan mens sê, kan doen. En die oomblik as mens almal dieselfde goed wil begin bied, dan moet jy weet, ergens begin jy 'n bietjie om jou hulpbronne, jou mannekrag, begin jy 'n bietjie om te verdun. Jy begin 'n bietjie om jou kwaliteit te verdun. Jy weet, in al daai begin. So ek weet, dit is my persoonlike opinie. Ek dink dat ons as hoofde, jy weet, het genoeg integriteit. Ek dink om mekaar se skole te kan respekteer, om te kan sê, maar weet jy wat, as dit die nismark is waar 'n skool werk, byvoorbeeld, kom ons ondersteun dit, en jy weet, kom ons jy weet, glo, laat ons sien wat daardie projekte sal wees, en hulle dit eintlik sal kan, jy weet, seevier, ja. Ja, Jaco, ek dink soos wat Morne het reg sê, ons het nie gesprekke tussen mekaar. Ek dink dit gaan meer oor die waarde toevoeging wat jy vir jou leerders probeer gee by die skool. So dis nie te sê dat 'n volksskool net landbou georiënteerd is nie. Ons het nog steeds uitstekende fisiese wetenskap departement, wiskunde departement en IGO departement ook. Ons het net nie daardie program wat Verdies byvoorbeeld hardloop nie. En so ook het Verdies dalk ander vakke wat hulle aanbied. Dieselfde vakke as ons, maar hulle het net nie daardie program nie. So ek dink die skoolhoofde het genoeg integriteit om mekaar se leerders te los. Dit raak nogals moeilik wanneer 'n ou begin kyk na sport. Ek moet vir jou eerlik sê, ek glo nie in akademie is dit so 'n groot probleem by tussen skole nie, maar wanneer 'n ou begin kyk na sport, jy weet, en skole wat beurse gee vir leerders wat sport aanbetref en leerders koop by ander skole, dan begin 'n ou praat oor bietjie grys areas, en 'n ou begin praat oor goed wat is dit eties korrek? Is dit nie eties korrek nie? Wat is jou siening daaroor? Wat is die gemeenskap se siening daaroor? So by ons glo ons absoluut in die ontwikkeling van 'n kind. Ons sê nie noodwendig
dat 'n kind of 'n leerder wat onder 13 kruimweek argumentsodalwe gespeel het, gaan onder 18 kruimweek speel. Ons glo daarin om terug te ploeg in elke liewe leerder wat deelneem aan 'n aktiwiteit, sodat ons om die regte geleenthede kan gee, maar ook die regte ondersteuning kan gee, sodat daardie kind tot sy volle potensiaal kan ontwikkel. En as dit daardie leerder se potensiaal dan is, om 'n tweede span te speel in matriek, dan is dit sy potensiaal, dan het ons geslaag in ons doelwit. So, ek sê altyd ek rig self persoonlik rugby af, so ek rig die tweede span by Volksskool af, en ek sê altyd vir my seuns wat ek afrig, sê ek vir hulle, manne, 15 boeties wen altyd 15 sterre. Want dit is so. Rugby is nie 'n individuele sport nie, dis absolute spansport. En as ons daardie gedeelte binne sport en binne die skool en binne die kultuur van 'n skool kan verander, waar ons fisies werklik omgee vir mekaar en waar ons 'n familie kan skep, dan kan ons aangaan. Ja, en ek dink vir my persoonlik ook, die sterre binne 'n sport is altyd belangrik, is goed om daai kinders ook te ontwikkel, maar daar's baie min leerders wat eintlik hulle loopbaan gaan bou rondom sport, terwyl ek dink die ontwikkelingsgeleentheid en om gebalanseerde leerders daar te stel, het soveel meer waarde aan die einde van die dag. Ja, definitief, en ek het ons weer gesê het, al is dit die kind se potensiaal om net op die einde van die dag in 'n tweede span te kan speel. Vir my gaan dit daaroor op die einde van die dag, en dit ook baie keer vir my personeel ook sê, is maak nie saak in watter span dit is nie, maar kom ons maak seker ons ontwikkel die kind om met selfvertroue te kan gaan deelneem. En dit is baie keer nogal die probleem. As mense net op die prestasies fokus, verstaan, dan voel dit my is die roete heeltemal, jy mis soveel waardesisteme eintlik langs die pad. Jy weet, jy is eintlik bereid om, jy weet, soveel, ek wil amper sê, in 'n grys areas in te beweeg, jy weet, vir daai prestasies. Maar as jy net ten minste 'n kind kan kry om te sê, maar weet jy wat, kom ons ontwikkel jou dat as jy gaan deelneem, dat jy dit ten minste met selfvertroue kan doen. Want dit beteken nog steeds, verstaan, die leerders gaan dit nog altyd, jy weet, eintlik redelik, jy weet, altyd geniet. Dankie man. Ons gesels lekker was nou by die finansies uitkom. Ek dink so. Ek wil net 'n kantopmerking maak en ek soek geen antwoord nie, want dit gaan ons 'n uur gesprek wees. Ek dink net daai besef oor prestasie, as dit net by die ouers kan uitkom, want ek dink hulle verloor baie keer perspektief. Dit gaan net so oor prestasie. Wen is lekker, Jaco, maar dis nie alles nie. Ja, maar kom ons stop dit net daar, dit raak gevaarlik. Mag ek opinie lewe? Dis welkom. Nee. Dan gaan dit 'n uur se gesprek raak. Ons stop daar. Alles op sy eie. Ja, ek dalk nommer 4. Ja, so jy gaan nou nie vir tennis Glad nie, nee. Hy wil praat oor prestasie en deelname. Nee, ons gaan nie. Goed, so kom ons kom by die geldsaake uit. Ons weet almal en ons sien dit in die samelewing dat daar's ekonomiese druk. Werkloosheid is hoog. Ons sien veral dat baie mense na COVID baie swaar gekry het. As ons dan nog kyk na die skoolfonds wat betaal moet word, en as ek net terugdink toe ek in die laerskool was, dink ek was dit onder R100 'n jaar of so iets gewees. Maar prof, dit was hom ook nou in die depressiejare gewees. Dis hoe lank dit terug is, so ek weet nie. Wat ek wou sê, Jaco, voor jy my so liderlik in die rede geval het, dit is skoolfonds is vandag, ek meen dis 'n groot uitgawe op ouers se begroting. Is daar nog ruimte vir skole om skoolfonds te vra? Wat doen skole daarmee, of moet ons nie maar net besluit, maar ons skool gaan ook 'n nie skoolfonds betalende skool wees en maar meer van die staat afkry nie? Ek dink as ons dalk met die laaste deel kan begin. As ons byvoorbeeld sê as ons 'n nie skoolfonds betalende skool wil wees, dan dink ons baie mooi gaan kyk na die stelsel wat die departement van onderwys gebruik. So dan beteken dit jy is geklassifiseer as 'n kwintiel 1 tot 3 wat jy eintlik is. Nou daardie allocasie, ek dink jy kan help as dit wel verkeerd is, maar ek dink dit is in die omgewing van R1672 wat daardie
skole per leerder per jaar kry. Per jaar. Per jaar. So kom ons sê, kom ons Jy gaan nou hoor wat kry ons. So kom ons sê, kom ons rond dit af. Kom ons maak dit 1700. Nee, ons werk op 1700. So as jy Of 1800 dan is dit R150 'n maand. Dis hy. So kom ons sê jy het 1000 kinders in die skool, dan beteken dit jy kry 1,8 miljoen wat jy dan nou basies vanaf die staat kry, jy weet vir die hele jaar, wat jy dan eintlik basies jou operasionele uitgawes en ons dit nou moet bestuur. As jy gaan kyk na ek dink al twee skole is 'n kwintiel 4 skool byvoorbeeld. So ons allocasie wat ons kry van die departement af is R839 per kind per jaar. So weer eens, kom ons sê jy het net 1000 kinders in die skool, dan beteken dit is 839,000 en dan is jou kwintiel 5 is baie laag. Dis net 289 en so 300, nee. So maar hier's my somming wat ek nou wil maak. Ek dink vir enige toppresterende skool, en as ek praat van toppresterende skole wat regtig die beste vir die kinders wil bied en wat die beste vir die gemeenskap wil bied, dink ek konservatief as jy gaan kyk na daai skole se begrotings is in omgewing ek wil amper sê enigiets baie keer tussen 15 en 20 miljoen. Kom ons stel dit daar. So jy praat van 1000 leerders. As jy praat van 1000 leerders, né? Dit is nou waarvan ons praat. So kom ons sê byvoorbeeld ons word 'n nuwe skool vir ons betaal in 'n skool. Dan beteken dit, jy het daai 15 miljoen wat weg is, jy het die allocasie van die 900,000 wat weg is, en jy gaan net op die 1,8 miljoen. So ons praat van omtrent al klaar meer as 13 miljoen, wat jy net uit jou begroting uitgehaal het. So dit wil sê, jy gaan 87% van jou inkomste gaan minder wees. Want die oomblik as jy geen skoolfonds betaal in 'n skool, dan beteken daai ouers gaan nie skoolfonds betaal nie. En hier's nou die probleem. Dat as mens daai bedrag gaan deel en deel hom nou in maande, ek het nou eendag vir iemand gesê wat vir ons sê, maar die departement bring hulle kant en ja, ek wil sê in terme van onderwysers wat betaal, help ons baie en baie keer as ek vat op 'n stadium toe 'n koshuis afgebrand het in die dorp, die departement het ingespring en het gehelp, jy weet, en al het begin. Maar hierdie seksie 21 allokasies is nie eers 'n jaar allokasie, is nie eers genoeg om 'n maand se water en ligte by 'n skool te kan betaal. En so die oomblik as ons sê, ons gaan glad nie meer skoolfonds vra nie, dan beteken dit ons berus net op daai 1,8 miljoen vir die jaar, en dan beteken dit 150,000 waar ons kyk, en daarmee moet jy alle operasionele uitgawes van 'n skool moet jy bestuur. En die oomblik as jy dit doen, is dienslewering daarmee heen. As dienslewering daarmee heen, is drome daarmee heen, is geleenthede. Daar gaan definitief nie geld wees om ander personeel, ekstra personeel aan te stel of instandhouding te doen of iets in daai lyn. My punt presies. As jy kyk na uitnemendheid van 'n skool, dan gaan dit oor die geleenthede wat jy probeer bied vir jou kinders. En saam met daai geleenthede gaan dit oor byvoorbeeld vakkeuses. Ons het by Volksskool byvoorbeeld 20 personeellede wat aangestel is op die beheerliggaam. So daardie 20 personeellede gee vakke wat leerders in staat stel om geleenthede te benut sodat hulle voorbereid kan wees vir die toekoms. As ons nie daardie geld het nie, kan ons nie daardie vakdeskundige gebruik om daai spesifiek vak aan te bied nie. Ja. So dis absolute dis 'n diep put waarin jy gaan val as jy sê skoolfonds moet heeltemal weggevat word of ons gaan glad nie skoolfonds betaal nie. En soos wat almal tereg weet, die volksskool is 'n ou skool. Die struktuur is oud. So daar's maar baie uitgawes wat betref instandhouding. Jy weet, as 'n ou nou net gaan kyk en die fisiese infrastruktuur van die skool is baie groot. So as 'n ou net gaan kyk na die grassny van die rugbyvelde en van die cricketveld en die hockeyvelde en die goed, selfde daar by Verdies. Dis enorme bedrag wat jy 'n jaar moet begroot sodat jy net basiese dienslewering kan gee. En wat interessant, jy het nou gewys na instandhouding, maar byvoorbeeld die departement verwag dat jy met 10% van jou seksie 21 gelde is vir instandhouding. Nou kom ons werk weer eens op 'n skool van 1000. As jy R839 per kind kry, soos R839,000 vir die jaar, werk op 10% van dit, so jy het omtrent 80,000 het jy vir instandhouding om te kan doen.
Ek weet nie van julle nie, maar die laaste tyd met die wateronderbrekings rond Potchefstroom, as verstaan, as hy pype geherkoppel word en daai druk is deur die stelsel, dan is daar dadelik pype wat weer vervang moet word, jy weet, en ons praat van, jy weet, dit kan enorme uitgawes raak. So ek sien nie dat dit enigstens haalbaar is. En ek dink die probleem is, as jy gaan kyk ook in die grondwet, daar word gepraat van basiese onderwys, en dan moet ons mekaar sê, dan gaan jy letterlik terug na basiese onderwys. Jy gaan nie soos wat PW gesê het, jy gaan nie daai vakdeskundiges kry nie, jy kan nie spesialiseer in ander vakke nie, jy gaan regtig net die basis goed, gaan jy basis kan hê. En jy gaan, ek neem aan, ook nie verskriklik baie buitemuurse aktiwiteite kan aanbied nie, want PW het nou genoem wat kos busse. Hoe gaan jy leerder vervoer akkommodeer? Hoe gaan jy net gewone ding soos sportdae, hoe gaan jy dit reël? Ons praat nydag die mediese personeel wat ons by 'n sportdag moet hê, kos jou die omgewing, hang af hoe groot jou sportdag is, maar in die omgewing tussen 8 en 21.000 rand per dag. So en as jy nie daai mediese personeel op jou terrein het in 'n sportdag nie, en daar gebeur iets en daar's niemand wat kan help nie. Jy weet, skeieregters, rugby skeieregters is R3,000 'n dag. En dis goed wat ons het nie beheer daaroor nie. Ons kan nie die prys vasmaak en bepaal nie. Dis fisiese standaarde wat daar gestel is. Ja, Ek dink net, jy het nou gepraat bijvoorbeeld van, as jy praat van jou nood, jy weet, of die mense wat mense kry, daar was al vorige litigasie, jy weet, oor beserings wat gebeur het, en daar was nie voldoende mediese ondersteuning gewees nie, so, jy kan nie eers meer op dit gaan en sê, okay, kom ons komprimeer nou, en ons gaan vir 'n goedkoper opsie, nie, jy weet, en dit is, wat Pepe reg gesê, dit is, nou, as jy vat, daar 150.000, vat als van daar af, jy weet, dit is nie volhoubaar, en dit ons gaan dit kan maak, nie. En ek dink, ons wat al twee in die finansies is en weet hoe lyk die begrotings van skole, en ek dink nie dit verskil drasties nie, maar tussen 60 en 70% van die begroting gaan net vir personeel. So die BL personeel wat jy nou gepraat het van. So ek kan nou sê by Laerskool Mooirivier waar ek op die BL is, dis wat die geval is. So ek sê altyd, ons beheer eintlik net 30% van die uitgawes. Die ander 70% kan ons amper niks aan doen nie. Dit gaan om daai ekstra personeel, om kleiner klasse te hê, jy het gepraat van ekstra vakke. En ek dink dis wat die mense moet besef. Daai ekstra wat jy betaal is 'n groot gedeelte gaan van personeel. So daar's min om meer nog te speel om al die ander goeders te doen wat mens wil doen. Ek het vanoggend gesê vir my personeel, so grappie, ek het dit op sosiale media gesien. Iemand het 'n foto gestuur met merkwerk. Toe sê die dame, maar daarop neergekom, trou met 'n onderwyser, want hy gaan nie tyd hê om op jou te verneek nie. Hy gaan besig wees om te maak met al die merkwerk. Maar die eerste wat ek toe nou optel is, dan staan in graad 8A en dan in hakies 55. Dis soveel kinders in daai klas is. Jy weet, en dan die volgende klas, ek dink die kleinste klas tussen daai graad 8 klasse was 49. En ek dink aan myself, en weer eens, dis nie die beste belang van die kind, nee. Jy kan nie, ons almal sit in 'n land wat ons almal gaan en sê, maar kinders sukkel met wiskunde, jy weet, en die vingers gaan na wiskunde toe, maar wiskunde is een van daai vakke, as jy ook nie individuele aandag kry, as jy nie binne 'n klein groep, jy weet sekere konsepte gaan aanspreek, dan gaan jy probleme, en ongelukkig, goed soos hierdie gaan ons nie toelaat om kleiner klasse te kan hê, nee. Ons gaan nie daai ekstra personeel kan aanstel rondom dit, nee. Ek het nou ook gesê, dit gaan vir ons oor kwaliteit onderrig. En kwaliteit onderrig is presies wat die woord sê. Dit gaan nie oor kwantiteit nie. Dit gaan nie oor hoeveelheid nie. Dit gaan fisies oor die kwaliteit onderrig wat ons probeer gee by 'n skool. En as ons val in die kwaliteit van ons onderrig, dan gaan ons val in die kwaliteit uitsek wat ons gee aan die einde van die dag ook. As jy na 40 plus kyk, ek dink eintlik die norm by hoërskole sal ek sê is 1 op 28. As jy meer as 28 kinders in jou klas het, dan begin jy al reeds, dit begin moeilik raak, om goed aandag te gee aan elke leerder. So as jy 1 op 55 het, as jy dosent, dan is jy nie meer onderwyser. Ek kan nou net sê, iemand het een keer gesê, dan lewer jy net politieke toesprake. Dit is wat mens dan, en ek dink 'n ander ding waarna ons ook moet kyk is, dat, as mens gaan kyk, vir ons skole wat nou al 'n hele paar jaar oud is, volk is nou 100 jaar plus, jy weet, ek kyk in terme van Boysaai, wat ook redelik uit is, die klaskamers is nie gebou daai tyd vir groot is.
vir die leerdergetal onderwyser verhouding wat volgens jou PPM's deesdae bepaal word. En so as die departement vir jou sê jy moet werk op 'n verhouding van kom ons sê 1 tot 35, maar jou klas se kapasiteit is nie dit nie, dan word jy genoodsaak om te sê maar jy gaan met ekstra personeel aanstel, jy weet, om daardie kinders na ander klasse te kan, jy weet, akkommodeer. So vir my die prosesse werk so klein bietjie jy weet, te mekaar. En prof, as ek dalk net met een punt kan afsluit, jy het nou gevra rondom as ons dalk nie skoolfonds betaal in skool. Ek onthou so hele ruk terug toe was by 'n ander skool, toe kom 'n ma na my toe en sy vra my, sy wil graag 'n kind in hierdie skool inskryf. Nou die kind is reeds ingeskryf in 'n ander hoërskool, so wat beteken die kind het al klaar 'n plek, so dis 'n noodsaaklikheid dat die kind nou moet aanvaar, né? En dis ek maar ook maar sê, maar hoekom wil jy graag die kind nou so ver skuif en al daai te begin? Toe sê sy vir my, nee, in hulle skool is daar byvoorbeeld, daar is nie meer 'n heel ruit nie, daar is nie eers meer gras nie, die kinders is 1 tot 60 wat hulle in 'n klas is, dit gaan regtig baie sleg. En toe ek vir haar sê, en rondom die skoolfonds, so die skoolfonds kan bybring, jy weet, in al daai te begin, en toe is dit dadelik, nee, sy kan die skoolfonds betaal, en net daar, dit besef ek, maar dit is die voordeel wat skole het, wat skoolfonds het, jy weet, ons kan proaktief optree om te kan seker maak, dat ons skole nie verval, tot dit wat daai ma op daai oomblik, jy weet, skryf het. Ja, en dit is eintlik hartseer, want dis, weet, President Mandela het gesê, education is the most powerful tool or weapon to change the world, en eintlik faal ons kinders as ons dit nie doen nie. Prof, ek dink dit bring ons by die volgende punt, die hele kwessie rondom maatskaplike korting, wat ek dink 'n groot uitdaging is, en ek dink dit is 'n groter uitdaging vir sekere skole bo ander. Wat is julle uitdagings? Ek weet nie of julle 'n idee het, wat 'n gedeelte van julle begroting word begroot vir maatskaplike kortings plus minus, en ek dink dit sal verskil tussen die skole in Potch nogal. Jaco, net voordat ons hulle kans gee, moet ons dalk net vir die luisteraars die agtergrond skets. So die skolewet bepaal dat as jy nie die skoolfonds kan betaal nie, dan kan jy aansoek doen vir 'n korting by die skool. Dis nie 'n subsidie nie. Die skool staan basies die korting vir jou toe, en dit hang af of dit word bepaal deur jou inkomste en die skoolfonds in verhouding tot die inkomste. So en dan beteken dit maar net eintlik dat daai hapgeld kom uit die skool se begroting uit. Kyk, ja, Jaco en prof, die SA skole het bepaal dit. So ons het nie eintlik beheer oor daai funksie nie. So by volksskool kan ek met trots sê, ons het 'n groot gedeelte van ons maatskaplike kortings kom van die kinderhuis af. En ek sê dit regtig waar met trots, want dit is Afrikaanse kinders wat in ons gemeenskap is, wat volksskool na omsien. En daardie gedeelte is vir ons 'n ingeburgerde waarde, wat ons regtig waar ons voel dat Afrikaanse kinders in ons gemeenskap kan ons nie net so los nie. Ons moet vir hulle kwaliteit onderrig gee, en ons moet vir hulle geleenthede gee met die genoegsame ondersteuning om hulle te ontwikkel, sodat daar vir daardie kinders ook 'n toekoms kan wees. Want ons wil regtig ware toekomsverwagting vir elke kind by ons hê. Wat maatskaplike kortings aanbetref, die departement van onderwys betaal 'n gedeelte van daardie maatskaplike korting terug aan ons, maar ek dink dit is iets soos 33.000. Ja, dis bitter min, dis ongelooflik min. So by ons is dit 'n groot hap wat uit ons begroting gevat word. Dis hoekom ons gemeenskapsbande nodig het en ondersteuning van die gemeenskap af nodig het, sodat ons nog steeds vorentoe kan gaan. Ons het byvoorbeeld 'n ongelooflike inisiatief, Volkie Vonk, wat ons oud volkies, alumni en ander gemeenskapslede, besighede wat kan bydra tot Volkie Vonk, en daardie fondse wat ons dan daar genereer by Volkie Vonk, gebruik ons om daardie tekort op die begroting te kan finansier, sodat ons nog steeds die kwaliteit onderrig kan bied. Ons het byvoorbeeld verlede jaar is daar 'n Astro projek gedoen vir die hokkie,
En dit het alles van Volkie Vonk afgekom. So ons is ongelooflik dankbaar daarvoor. By Volksskool kan ek maar sê, dis 34% van ons begroting gaan aan maatskaplike kortings en dan aan die kinderhuis. So ons het regtig waar mense nodig en besighede nodig om in te koop by Volksskool, sodat ons daardie tekort kan opmaak en dat ons nog steeds kwaliteit onderrig kan gee. Kan ek gou hier ietsie, en dis iets wat baie name in die hart het. Soos ek sê, ek is by Mooirivier, Laerskool Mooirivier op die BL, en jy het nou gesê, dis lekker vir Volksskool om te kan sê, julle gee terug vir Afrikaans en vir die kinderhuiskinders. Ek het 'n vraag, en ek wil amper Morney meer vra as vir jou. Is dit regverdig om te sê, Volksskool en ML Fik, as ons die Laerskool moet vat, wat daai kant van die dorp is, hulle moet nou maar die las dra, die las, en ek sê dit in aanhalingstekens, van die Of 'n kinderhuis, groter deel van die las van die kinderhuis. Is dit nie eintlik 'n potsprobleem wat die ander nou maar net sê, Jesus, dankie tog, ons is aan die regte kant van die dorp, dis nie ons worry nie. Dit voel so half vir my, eintlik my hart is, Mooirivier, Gimmies, Verdis, moet sê, yes ouens, ons verstaan, ons is baie geseënd, ons het meer skoolgaande kinders of betalende kinders, ons sal 'n bydrae lewer tot die kinderhuiskinders, want dis 'n pots, nie sê probleem nie, dis 'n pots projek. Dit kan nie op een skool, 2 skole val, en hulle moet nou maar daai las dra, en die ander is tog te dankbaar. Julle hoor wat ek probeer sê. Ek hoor wat sê, ek wil ook net sê, ek dink ons moet net een ding besef, dat die gemeenskap wat skole 'n paar jaar terug gedoen het heeltemal verander. So as ek moet sê, maak nie saak meer watter skool in Potchefstroom nie. As jy gaan kyk, dit voel vir my Potchefstroom nogal redelik baie woonstelblokke. Jy weet, soos in kleiner behuisingsskema, ek weet in al die begoedjies ook. So ek kan vir die versekering gee, by elke skool het ons mense wat ook aanklop vir maatskaplike ondersteuning, vir maatskaplike korting, en al die begoedjies. Dit is so dat die kinderhuis is nog al die jare, is dit so dat die as net Afrikaans is, daar die kinders is, jy weet, na volkies toe, en dan Engelse skole, Engelse leerders kies natuurlik, jy weet die ander skole. Maar ek wil sê, ek het nou die dag het ek byvoorbeeld met 1 of 2 ander hoofde gepraat oor skole wat mense ook so nou dink, jy weet, daar is nou nie finansiële uitdagings van al uit te begin. En almal is dit met eens dat maatskaplike korting, jy weet, en kwytskeldings by skole is aan die toeneem oral. Want as jy gaan kyk hoe die gemeenskappe verander het rondom die skool, waar die skole op hierdie oomblik tans, jy weet, of en of, jy weet, geposisioneer is. Maar wat ek ook net wil sê is rondom die maatskaplike korting waarvan ons nou gepraat het, is dat baie keer, ek dink die een deel wat ons nie uit die oog uit, jy weet, moet verloor is dat baie keer daai ouers wat na jou skool toe kom, jy weet, hulle wil graag die beste vir hulle kind, hulle het graag die beste drome vir hulle kind, en baie keer voel dit vir my, daai mense se menswaardigheid is al klaar, hoe kan mens sê, is al klaar, jy weet, onder vergroot glas, net vir die feit dat hulle gaan aansoek doen, jy weet, vir maatskaplike korting, jy weet, en al te begin. En baie keer voel dit vir my, daai ouens is regtig bereid om te sê, maar weet jy wat, ek kan dalk nie die volle skoolfonds betaal nie, maar ek kan 'n deel betaal, jy weet, en ek dink net as hulle daai klein deeltjie wat hulle self aanbied, jy weet, al is dit R200 of R300 wat hulle kan aanbied, jy weet, kan dalk in enige skool wees, dan voel dit vir my, dit bring daai menswaardigheid terug, jy weet, net na daai ouer, en ek sê, maar weet ek probeer ten minste iets doen, om my kind, jy weet, byvoorbeeld in 'n skool te kan kry, en om, jy weet, daarvoor te kan, jy weet, te kan betaal, jy weet, en te kan, jy weet, ondersteun, so ek dink nie net, dat dit vir die skole 'n probleem is, maar baie keer dink ek is vir die ouers is ook nie lekker, nee. Ek het nou die dag, met ouers gesels, jy weet, die ouers het letterlik, omtrent 5 kilo's vanaf die skool het geloop tot by die skool. Daar is nie kar, jy weet, of enigiets. So daarom sê ek, die gemeenskappe is nie meer dieselfde gemeenskappe as 30 jaar terug. Jy weet, die sekere skole gaan hê, wat jy gaan sit met ouens wat 100% gaan skoolfonds betaal, nee. Die gemeenskappe het regtig nogal baie verander. Morney, ek wil eintlik aansluit by dit wat jy nou gesê het oor daardie ouers. Toe ek by Volksskool op die BL was ek persoonlik deel van die onderhoude wat ons met die maatskaplike aansoekers gehad het. En dit was, Tennis het ook by 'n paar ingesit. Dit was emosioneel uitputtend, want ek kan met 'n oop gewete sê,
99% van daai ouers sit nie daar omdat hulle daar wil wees nie. Ja. Hulle sou enigiets gedoen het dat hulle omstandighede beter kon wees sodat hulle wel die skoolfonds kan betaal. Hulle is daar omdat hulle geen ander keuse het nie. En soos jy sê, dit is vernederend want jy moet jou persoonlike finansies kom ontbloot om te kan bewys dat jy nie die skoolfonds kan betaal nie. Ja, definitief. En ek dink dat die ander ding is wat ons mekaar moet sê is vir die feit dat ons sit waar ons vandag sit, is nie net noodwendig hoekom ons sê omdat ons geld gehad het, wat ons in posisies aangebring het. Ons het geleenthede gehad en geleenthede het gemaak dat ons kon groei in ons beroepe waar ons vandag is. En ons moet ons enige tyd in daai mense se skoene ook gaan sit om te kan sê maar weet jy wat, hier is dit, ek het 'n rare kind wat geleenthede wil hê, maar ons het nie geld, ons kan nie betaal nie, jy weet, so sin, en jy weet, hoe kan mens help, en ek dink die ander ding, Prof, wat ek ook raak gesien het, baie keer, onthou, skoolfonds is nie net altyd monetair gekoppel, né? Baie keer is daar ouers wat sê, maar weet jy wat, ek is rarig bereid, jy weet, om te sê, maar kan ek nie iets kon verf, nie? Kan ek nie byvoorbeeld help om iets te bou, nie? Jy weet, dus daar's soveel maniere om daai ouers, jy weet, ook te kan akkommodeer, en om te kan En om daai betrokke menswaardigheid kry. vir hulle te Net om gee. weer daai menswaardigheid, ook dan net, weet, vir hulle te kan terug, ja. Prof, ek dink Ja, ons moet ons begin moet afsluit. aanbeweeg. Kom ons bietjie by, ons het nou baie gepraat oor die skoolfonds en die uitgawes en al die tipe goedjies. Ek wil so 'n bietjie vir julle twee vra om vir ons te vertel, in breë trekke, hoe word skole se finansies, hoe word jou skool se finansies bestuur? Hoe werk die begrotingsproses? Wie is in beheer van die begroting? Hoe word die begroting bestuur en al daai tipe goed? Ek dink net begroting behoefte gaan saam. Ek dink ons kan nie daai twee vir mekaar losmaak en ek dink dis waar die probleme begin. As ons 'n begroting opstel wat nie behoeftes van die skool aanspreek nie. Nou ek wil net so 'n treukie gou terug en net sê wat is my filosofie rondom skoolfonds en die begroting. Ek het al baie van my mense gesê, as ek vat so, ek kan 'n baie goeie gesprek onthou 'n paar jaar terug by die koshuis, toe iemand my gevra het, ja, maar hoekom kan ons nie dit of dit doen nie? En het ek gesê, maar dit is eintlik 'n luksyn. Dit is nie nou eintlik iets wat ons nou dringend nodig het nie, want ons mag nooit vergeet nie, vir elke sent waarop 'n begroting ingesamel word, is daar 'n stukkie geskiedenis. Dis 'n stukkie geskiedenis van 'n pa wat sy gesin moes agtergelaat het en in die buiteland gaan werk het om geld te kan bymekaar kry. Dis dalk iemand wat vir ure in die son moes staan en karre oppas om daai geld bymekaar te kon kry. Dis dalk eers 'n ma wat moes oor tyd werk deur die week of familie afgeskep het om daai ekstra geld bymekaar te kon kry. So vir elke sent wat op 'n begroting ingesamel is daar 'n stukkie geskiedenis en is ons werk om daai geskiedenis te kan verstaan en om geld te kan respekteer. En die tweede deel is wat ons moet verstaan is, vir elke sent wat op 'n begroting uitgegee word, moet ons besef, daar's nog steeds 'n behoefte wat nie aangespreek is nie. En dit is baie keer waar ongelukkigheid kan plaasvind, waar mense baie keer kan voel, maar is ons nou besig met 'n kruissubsidiering hierso? Ek wil 'n voorbeeld gebruik. 'n Ouetjie wat in 'n skool is en sy skoolfonds betaal en hy speel skaak, kry hy dieselfde voordele en waarde vir sy skoolfonds as wat iemand kry wat dalk rugby speel of iemand wat dalk netbal speel, jy weet, of daai tipe goedjies. So daarom sê ek ons moet doodseker maak dat vir elke sent ons uitgee, wil ons seker maak ons het al die behoeftes, het ons op ons begroting, het ons basies, jy weet, aangespreek. So ek dink as mens daai as 'n vertrekpunt kan gebruik, gaan jy jou begroting natuurlik baie anders te weet bestuur. Maar wat ek vir ouers wil kan sê is om vir hulle die gerusheid te kan gee, is dat ek dink ons het nou gepraat van, jy weet, ons topskole in Potchefstroom, en daar's rede hoekom ons topskole is in Potchefstroom, want ons het baie goeie samewerking met ons beheerrade, en dit beteken op die einde van die dag, dat daai begroting op die einde van die dag, hoe kan ek vir sê, is in oorleg, jy weet, met klomp belanghebbendes opgestel, maar waarvan jou finansiële komitee, wat vanaf die beheerraad is ouens wat help, om te kan seker maak, maar kom ons kry meganismes en kontroles in plek, om seker te kan maak, dat ons dit wat ons nou ingesamel het, laat ons dit so goed as moontlik
kan bestuur en dat ons hele tyd waarde kan kry, jy weet, vir ons geld. En dis hoekom daar sekere prosesse, jy weet, in alle tye basis, jy weet, in plek moet kan wees. En wat ek glo PW sê dit ook vir sy personeel dat 'n begroting is nie noodwendig 'n target nie. Nee, die begroting sê net dis waar beskikbaar is, nee. Ek sê vir my mense, as jy R10,000 begroot het vir hierdie aktiwiteit, beteken dit ek kan nie daai R10,000 eintlik vir jou gee as ons al die skoolfonds ingekry het. As ons nie al die skoolfonds ingekry het, beteken dit persentasiegewys, jy weet, gaan dit redelik af. Maar ek kan die versekering gee dat by die skool waar ek is, ek kan namens my skool praat, kan ek regtig sê dat ons skoolfonds word regtig aangewend om ons kinders in die eerste plek te kan dien met die aktiwiteite wat ons vir hulle bied en jy weet al daai tipe goedjies. So daar's regtig nêrens enige iets om te kan sê, weet, soos in die hoof gaan op 'n oorseese vakansie, weet, of daai tipe goedjies, nee. Dit is net nie eties reg nie en daarom het ons regtig 'n beheerliggaam en 'n baie goeie gesonde finansiële komitee. Die wat seker maak dat ons het daar respek vir die geld en ons maak seker, jy weet, dat elke sent wat ons uitgee is absoluut nodig. Ja, prof, ek dink heel eers om by die beginpunt te begin, alle begrotings in alle skole in Suid-Afrika word gereguleer deur die departement van onderwys. Ek kan nie my begroting byvoorbeeld in Desember maand eers begin nie. Daar is vasgestelde tydperke en tydlyne wat alle skole aan verbonde is. En daar's fisiese prosesse waardeur ons moet gaan, soos wat die behoeftebepaling begin en wanneer die behoeftebepaling begin het, dan moet ons gaan kyk na die fisiese skoolfonds wat ons kan hê of die inkomste wat ons dan kan genereer uit die skool uit. Nie noodwendig te sê net skoolfonds nie, maar die fisiese inkomste wat ons kan genereer uit die skool uit. En dan om daai bepaling te doen en dit dan voor te lê aan die ouers. So dis ook baie belangrik dat ouers aktief betrokke en deelnemend is by daardie besluitnemingsprosesse. Ek stem 100. Jy kan nie kla oor jou skoolfonds as jy nie deel was van die proses. So en daar is derentyd word daar gekommunikeer, by volksskool word daar derentyd gekommunikeer met ouers wanneer die begrotingsproses gaan plaasvind. Wat gaan gebeur? Daar word algemene jaarvergadering gehou of 'n begrotingsvergadering gehou wat dan partykeer die algemene jaarvergadering ook insluit. Die finanskomitee by volksskool kom een keer elke maand bymekaar en daar's 'n rigiede riglyne by 'n skool wat begrotings aanbetref. Ons kan byvoorbeeld, jy kan nie net aanvraag doen of iets gaan koop sonder kwotasie, 3 kwotasies, daar spesifieke riglyne, spesifieke bedrae wat spesifieke persone mag goedkeur ensovoorts. So by ons byvoorbeeld as dit bo R15,000 is, dan moet dit deur die finansiële komitee goedgekeur word. So dis ook 'n meganisme om seker te maak dat daardie uitgawes nie wispelturig is nie. En dan ook die 3 kwotasiesisteem om kontrole te hou of die kwotasies wat jy gekry het fisies in lyn is. Ons werk byvoorbeeld op 'n ordersisteem. Daar gaan geen kontant ons maak van geen kontant gebruik nie. So alles word ge-EFT, so daar's 'n duidelike papertrail. Die finansies ou in my is baie gelukkig as ek sien daar's papertrails, jy weet daai 6 kontrole of 7 kontrole maatreëls, jy weet, van 'n rekwisisie af na die aanvraag, na die kwotasies, na die ordervorm ensovoorts. So daardie goed is alles meganismes wat geïmplementeer word sodat ouers kan weet dat die geld waarmee gewerk word, hulle geld waarmee daar gewerk is, soos wat Morney nou reg gesê het, daai stukkie geskiedenis moet ons eer aangee. En ek dink wanneer dit by geld kom, ek sê altyd geld, kontant is 'n baie gevaarlike ding, eintlik enige vorme van monetêre waarde is 'n baie gevaarlike ding, want dit laat mense snaakse goed doen. So as jou kontroles reg in plek is en jou beleide funksioneer 100%, dan weet jy kan gerus wees. Nog 'n ding wat ek net wil sê oor begroting en oor spandering, die fisiese behoefte van die skool moet nooit die werklike
werklike bepaalbaarheid van die begroting beïnvloed nie. Met dit wat ek wil sê is, wanneer daar 'n fisiese behoefte is by die skool om 'n nuwe cricketklubhuis te bou, gaan daai fisiese behoefte gaan nie dalk altyd uit jou begroting gefinansier word nie. Daar's baie maniere om daardie tipe van finansies te bekom. Corporate social responsibility, jy weet, is 'n tipe goed, attestering ensovoorts. So daar's eintlik 'n kragtige bron, elke skool is 'n kragtige bron van wat inkomste generering aanbetref. Mens moet dit net reg bestuur en beheer. As ek dalk net nog iets net van interessantheid kan sê. Ons het nou nog gepraat byvoorbeeld oor die gewysigde skolewet en nou juist by begroting en dit wat ek gevoel het wat sê by finansies wat dit meer deursigtig maak. Want in die verlede met jou AGM of daar 1 of 2 persone was, hy is goedgekeur. Die gewysigde skolewet bepaal nou, daar moet 'n quorum van 10% wees. 10%, ja. En wat vir my is, dit is eintlik goed, want nou is daar baie meer ouers wat jy daar gaan kry vir die eerste een, sodat baie meer ouers eintlik basies by eendag dat hulle basies ingelig is. En ook laat die departement dan vereis dat ons, jy weet, kwartaalliks, jy weet, finansiële verslag, jy weet, ook aan hulle moet, jy weet, kan deurstuur. So ek voel daar is als eksterne meganismes, jy weet, van hulle kant, om te kan seker maak dat ons is almal redelik binne dieselfde, jy weet, raamwerk. En dan iets eiliks ook wat ek gevoel het, wat ek geïmplementeer het by ons skool, maar ek het by Prof Jaco geleer, moet ek sê, is dat as jy die begroting opstel, moet ons ook vir die onderwysers vra, en of die afrigters of die komponentshoofde vra, watter tyd van die jaar gaan jy daai geld nodig hê? Want ons 'n sekere tyd van die jaar dat ons kan agterkom skoolfonds plat 'n bietjie af, waar die ouens 'n bietjie begin, jy weet, swaar trek, wat dit moeilik is, jy weet, om daai geld, jy weet, uit die ouers uit te kry, en dat mense rondom dit al klaar kan beplan, dat jy nie 'n kontantvloei, jy weet, probleem het, jy weet, as daai persoon se aktiwiteit moet plaasvind. So dit maak dit eintlik ook net, jy weet, baie makliker en meer bestuurbaar, dink ek. Ja, en dit hang af van jou demografie van jou skool af en die tipe leerder wat by jou skool is. Ja. Ek vat nou byvoorbeeld die vorige skool waar ek was, is 'n plattelandse gemeenskap, boerekinders, so ons het geweet, hierso ons oestyd, ons gaan eers Augustus maand, September maand kry jy jou geld in, so kontantvloei is 'n baie belangrike ding. Morney, PW, baie dankie vir die tyd wat julle hier saam met ons gespandeer het. Ek dink ons het waardevolle insette van julle kant af gekry. Voordat Jaco vir ons op 'n baie ernstige noot afsluit. Ek ernstig, okay. Enige laaste opmerking wat julle het rondom skoolfonds? Ek dink dat die belangrikste een is dat, ek dink omdat baie ouers altyd kan wonder, soos Prof in die begin gevra het, hoekom skoolfonds. Ek glo op die einde van die dag dat 'n gemeenskap bepaal die tipe skool waar daar gevestig word, maar 'n skool bepaal ook die tipe gemeenskap wat daar gevestig gaan word. So as ons almal streef na uitnemendheid in 'n skool, moet ons besef dat op die einde van die dag om sekere dienste te kan bied, om ons klasse te kan kleiner, om te kan seker maak ons het meer vakkundiges, ons kan 'n groter uitgebreide kurrikulum aanbied en al daai tipe goed, moet die mense verstaan dat daai befondsing gaan nie noodwendig vanaf die departement van onderwys afkom nie. So dit is iets wat binne kan die skool gedryf moet kan word. En ek glo as mense ook nou geluister het, ons verduidelik het die bestuursmeganismes wat daar is rondom 'n begroting, om te kan verseker op die einde van die dag dat geld nie net verkoos word, maar dat dit regtig nogal, jy weet, produktief en korrek aangewend word. Dink ek ouers kan nogal gerus wees om te kan verstaan dat op die einde van die dag die skool sal altyd seker maak dat skoolfonds word aangewend op tot die beste voordeel en tot die beste belange van die skoolkind daarso. Ja, Prof, heel eerstens baie dankie vir die geleentheid weer eens om hier te kon gewees het en 'n bietjie van ons te kon gedeel het. Ek dink ek wil ook saam met Morney stem en sê ouers kan regtig waar gerus wees. Dat die geld wat hulle investeer in die skool en in hulle kinders se lewens, dat daardie fondse wat ons gebruik, dat dit gaan vir die leerders spesifiek en dit gaan om geleenthede te ontwikkel vir die leerders.
En dan ook dink ek dis ontsettend belangrik dat elke ou sy deel moet doen. Dis die enigste manier hoe ons as skole mekaar kan ondersteun en dan ook ons leerders kan ondersteun as elke ou sy plig nakom. En ek wil my verstout om te sê dis nie eintlik jou plig nie, dis jou voorreg om te kan skoolfonds betaal. En as dit jou voorreg is om te kan skoolfonds betaal, as ons dink in Suid-Afrika is al 25,000 skole, waarvan 23,000 skole glad nie funksioneer nie. So ons sit met 2000 skole plus minus 2000 skole in Suid-Afrika wat funksioneer. As dit vir jou voorreg is om in een van daai funksionerende skole te kan wees, dan gaan dit vir jou voorreg wees om te kan skoolfonds betaal ook. Julle almal weet nou waartoe gaan die skoolfonds en ek glo julle is gerus hoe dit beheer en bestuur word. So ek dink die regte ding om te doen is betaal jou skoolfonds. Dan sal dit goed gaan. Ja, wyse woorde. Baie dankie meneer. Ek moet nou blykbaar afsluit hier met 'n wysheid. So Jaco, jy het nie eens een flou grappie vertel vandag nie. ja, ek wil afsluit met die volgende. My vrou het so 'n paar weke terug, eintlik aan die begin van die jaar ergens, so 'n bietjie gekerm oor goed wat by die skool gebeur, soos wat mense mos maar doen, ons Afrikaners is goed met kla en kerm. Toe sê ek vir haar, voor jy kan kla, raak betrokke, dat jy sien hoe werk jy goed, en as jy dan, en maak dan daar verskil in 'n bydrae. En ek wil dieselfde sê oor die finansies. As jy voel die finansies kan beter bestuur word en dit kan anders te gedoen word, steek jou hand op en sê, maar ek is bereid om te dien. Begin, en jy gaan nie dalk op die beheerliggaam wees of die finansiële komitee nie, maar elke klein komitee het 'n finansiële persoon nodig. Lewer jou bydrae daar en maak daar verskil, en dan gaan jy jou oë begin, ek dink, oopgaan vir die realiteite wat gebeur. So, ja, ek dink dis my wysheid vir die dag. So menere, baie dankie vir julle tyd. Ek hoop regtig die mense vat hier iets uit daai en PV, ek hou van daai wat jy gesê het, dis 'n voorreg om skoolfonds te betaal, en ek wil dit een stap verder vat om te sê, as jy nog kan skoolfonds betaal, is dit ook, gaan op jou knie en sê dankie daarvoor. Ja, ek stem. Lekker dag vir almal. Baie dankie menere. Baie dankie. Dankie prof. Lekker dag. Dankie. Dankie.